Wat as jou onbeantwoorde gebede nie 'n teken van God se stilte is nie, maar 'n uitnodiging tot dieper volharding en vertroue? En ek gaan dit sommer weer sê. Wat as jou onbeantwoorde gebede nie 'n teken van God se stilte is nie, maar eerder 'n uitdaging tot dieper volharding en vertroue? En dit is presies wat ons sien in Lukas 18, waar Jesus die gelykenis van die weduwee en die regter vertel. En Sondag gaan ons hieroor gesels, oor hierdie teksgedeelte in aanhoudende gebed. Jy word gehoor en geregtig deur God. Ja, jy word gehoor en geregtig deur God. Ons ontdek hoe ons standvastige gebed ons met goddelike geregtigheid en 'n nuwe doel afstem. En so kan ons saam met die weduwee en hierdie gelykenis dit verstaan en sê, vir onsself sê, maar ek word gehoor deur God. Hy hoor my. Ek word in sy tyd geregtig. Op sy tyd sal ek uitkoms ervaar. En ek loop oor met geloof en oorwinning. En vriende, ons kan dit gerus ook vir 'n slag 'n bietjie self vir onsself verklaar. Maar gebed is kragtig. Verklaar dit. Vertrou dit en kyk, let op hoe klein wonderwerkies rondom ons gebeur. Hoe ons klein seëninge rondom ons kan tel. Ja, jy is sterk deur God wat vir jou krag gee, wat jou bemoedig, wat jou begunstig. En so as ons gebede bid, hoop ons en vertrou ons dat hy vir ons uitkoms sal gee en dat hy ons sal kom seën. En so kan ons saam uitsien na die toekoms, na môre. Vriende, so kry ons hoop. En so versprei ons ook God se liefde en ook sy hoop saam.